Dankie vir hierdie profetiese woord wat totaal alles bevestig van u boodskap vanmôre. Die woord van die Here sê waar 2 of 3 saamstem, daar is ek. En soos wat u Here Jesus op daai water gewandel het, nooi ons u, kom wandel vandag in ons storm in. Want waar u is daar oorwinning. Waar u is daar vrede, waar u is daar liefde. Dankie vanmôre dat u woord nooit sal leeg terugkeer na u toe nie. Ons eer u daarvoor in die goddelike naam van Jesus. Amen. Man, ek is excited. Here is net goed. En die amens word so van 4 na 2 en dan word dit na niks toe nie. God bly goed. He's just an awesome God. En baie dankie vir jou gehoorsaamheid vanmôre. Absoluut in kol, presies in lyn met die woord van die Here in hierdie dag. Ons gee die Here al die eer, al die lof, al die aanbidding. Nou ja, ek wil net vanmôre gou 'n bietjie hardloop deur die gebeure oor die wêreld heen. Baie interessante ding wat nou baie sterk uitstaan is die Oogriet. Vandag is dit amptelik die gay maand. Kan julle dink die slegte geeste wat weer oor die wêreld vrygelaat word. Dis wat ou Paulus baie sterk teen waarsku daar in Romeine. Die rooi, die groen, die swart, die wit vlag is die Palestynse vlag. Die rooi, die groen, die swart en die wit perd is in Openbaring 6. En die Here het gesê, as daai perde kom, dan is die einde naby. Glo ons in die wegraping? Verseker. Al die dinge is besig om te gebeur, so die Palestynse vlag is ook nou by die United Nations amptelik hierdie week gehuis. Wat sê ons aanvaar julle oor die hele wêreld? OK. Ek wil net vandag 'n paar goed gou noem wat baie opvallend was. Elon Musk is by 11 eindtyd gebeure betrokke. Alles natuurlik met die elektroniese goed, die chip, die klimaatsverandering. 56 lande is nou by die Commonwealth ingeskakel onder die voorlopers van die Antichrist en die valse profete van die eindtyd saam met koning Charles. OK. 153 lande die klimaatsverandering het hulle klaar aanvaar, waarvan ons die sirkusland dieselfde is. Dan is daar jou bankgoeders is besig om oral te verander, oral. So jy gaan deesdae moeilik begin koop sonder geld. Jy gaan jou kaart moet gebruik, dit word by al hoe meer plekke 'n realiteit. Die robotte kom al hoe meer na vore. Noah Harari is besig met sy uitwissing. Hy het dit gesê in 'n onderhoud donderdag aand, ons gaan die mense vervang met robotte. En weet julle hoe hulle dit klaar begin regkry oor die hele wêreld? 2 plekke by die jong mense. Dwelms en TV games. En hy het gesê, ons slaag. So ons die hele wêreld se jong mense is besig om totaal te vervul en dan kom daar natuurlik goed soos moedeloosheid en. Alright, so Gates is saam met hulle in die massamoord. Is ek bang om sy naam te noem? Nee, hy en Schwab is in dieselfde asem. Hulle is absoluut boos hierdie ouens. So hulle is besig om te beplan, onthou daar moet 'n massamoord kom. Ek sien Moderna het gisteraand goedgekeur die nuwe jab vir 65 en boontoe. So julle ouens wat so jonk is en boontoe, moenie stupid wees nie. Al die goed is klaar besmet met die mRNA. So asseblief moenie hierdie goed vat nie. OK, dan is die een wêreldorde besig om baie sterk nou by mekaar te kom. Die een godsdienstwêreld met die paus saam.
Donald Trump bly 'n groot rol speel in hierdie goed. En dan is daar 'n stelling gemaak deur Nova Harare dat 99% van ons mense is klaar brein gebeheer. En ek gaan nie met hom stry nie. Dalk die enigste stuk waarheid wat hy kan praat. Alright. Dan net so 'n bietjie inligting daar wat gaan kom uit Daniël uit. Ek gaan dit nou vir ons lees. Die Kush, die Put, die Egipte, die Spoed, Turkye, Sudan, al hierdie ouens is besig met Sarparas. Dit is natuurlik Iran wat besig is. Hulle is besig om hulle kragte nou saam te voeg. En gisteraand was die nuutste nuus. Iran sê ons sal nie ophou met ons kernwapen nie. So die hand wat Trump uitgesteek het beteken niks. Die hand wat Trump uitgesteek het na Hamas toe vir vrede beteken niks, want jy kan nie 'n moslim vertrou nie. Dis maar ongelukkig, deur al die eeue is dit so. Alright, so op die einde van die dag is daar groot moeilikheid, baie sterk besig om te broei. Maar as hierdie goed begin gebeur, moet ons weet Christus gaan ingryp. Alright, dis die troos wat ons het. So, hoekom vertel ek nou al hierdie goed om julle bang te maak? Nee. Iran is die demoniese kop van die eindtye. Totaal. Hy is die entiteit wat totaal aan die hoof staan van hierdie hele ding wat wêreldwyd uitgestuur word deur daai mooi kleur vlaggie van hulle. Alright. So, die meeste Jode, dis baie interessant, word nou deur die lande waar hulle bly, opdrag gegee om hulle land te verlaat en terug te gaan. Die woord van die Here is in die laaste dae sal al die Jode weer terugkom. Hulle gaan almal terug. Ouens onthou net een ding, alles het met Abraham begin in Israel, alles eindig by God in Israel. So die ouens wat die Here afskiet, wat die Jode afskiet, wat sê Jerusalem beteken niks, dis vals profete. Die woord sê baie duidelik, Jesus kom sy voet weer daar neersit. OK. Groot ding wat gebeur het, die AI crimes is besig om gelooflik toe te neem. Ek sien in daai verslag wat ek Vrydag aand gekyk het, al die inligting op jou en my selfoon, op jou laptop, op wat jy ook al gebruik, al jou inligting is klaar gestoor. So jy beter delete wat moet delete word, baie vinnig. Want hulle gaan vir jou kry. Wie is hulle? Die wêreldorde. Want hulle gaan presies weet hoe om jou te beheer. Right, en dan het daar 'n interessante ding gebeur in Noord-Korea, 1.5 biljoen dollar se kripto is deur AI verduister. Nou, Noord-Korea is besig om planne saam te gooi met Rusland, met Indië. So hier's 'n groot samekoeking. As jy nou gaan kyk na al hierdie goed, ek gaan dit vinnig nou lees in Daniël 11. So is daar 'n happy ending nie vir die wêreld nie. Dan is hier 'n groot storie baie naby aan ons. Jack Miller, hy's betrokke by die parlement. Hy's 'n raadgewer by een of ander iets. Ek wil nie daar wees nie, want daai is 'n klomp clowns hoor. As ek kyk na daai vergadering van hulle. Jack Miller het Vrydag aand 'n baie skerry ding gesê. Al die kossas en al die kleerlinge moet uit die Weskaap uit. Dis 'n voorloper van wat gaan kom. En hoekom doen hy dit? Want Amerika en Engeland wil in die Weskaap belê. So, sien julle wat was die ander trippie Amerika toe? Moenie 'n fout maak nie. Niks is soos dit lyk nie. Right, hierdie is deel van Sefanja 2 se profetiese woord wat julle gerus kan gaan lees. Alright, kom ons gaan gou. Jeremia 49 kan julle ook gaan lees. Wat bietjie jou Bybel gaan sit. Jeremia 49 is besig om nou plaas te vind oor die wêreld, juis met hierdie Palestynse regerings en hulle invloed wat hulle oor die hele wêreld het.
Nou Daniël 11 kom hy sê in vers 11, ek wil net 'n paar punte daar uitlig. Hy sê dan sal die koning van die suide verbitterd word en uittrek en teen hom die koning van die noorde veg, wat ook 'n groot menigte op die been sal bring, maar hierdie menigte sal in sy hand oorgegee word. Goed, kom ek kyk net vinnig. Waar is ons op hierdie stadium met Trump se samesprekings van vrede? Nêrens. Ons val plat. OK. Putin het Vrydag aand gesê, ek steur my nie meer aan Trumps nie, ek is meer bang vir wat hy sê nie, stel nie meer belang in sy vredesooreenkomste nie, hy is besig om met almal te speel. So Putin is baie ernstig om Oekraïne uit te haal. Maar onthou hierdie noorde kom saam, hy gaan op 'n dag omdraai teen Israel. Dis die Gog-Magog storie. Alright, hy sê as die menigte vernietig is, sal sy hart omverhef en hy sal 10.000 neerslaan, maar nie sterk bly nie. Onthou nou op 'n stadium, op die stadium op die voorgrond, twee lande, China en Rusland, dink hulle is onoorkombaar. Alright, dan sal die koning van die noorde, hoor wat sê, weer 'n groter menigte op die been bring as die eerste, en na verloop van tyd van jare sal hy sekerlik kom met 'n groot leer en 'n groot gevolg, presies waar hulle nou is. Dis nie nog jare nie, dit het gebeur. Onthou, kommunisme het geval 'n klompie jare terug. Hy het gesê hy gaan opstaan en hy gaan magtiger word. En dis besig om te gebeur. Hy sê en in die tye sal baie teen die koning van die suide opstaan en die gewelddadige mense van jou volk sal hulle verhef om 'n gesig in vervulling te laat gaan, maar hulle sal omkom. Vers 15 sê, so sal dan die koning van die noorde kom en 'n wal opwerp en 'n versterkte stad inneem en die leers van die suide sal nie standhou nie, selfs sy uitgesoekte manskappe nie, sodat daar geen krag sal wees om stand te hou nie. Dis alles besig om te gebeur. Dan spring ek na vers 20 toe. Hy sê, en in sy plek sal iemand optree wat 'n geldinsameler is. Wat doen Donald Trump? Hy samel geld in oor die hele wêreld. Hy's besig om verbond aan te gaan. Hy's besig om deals aan te gaan. Hy het 'n triljoene deal met hierdie land. Daar's 'n geldinsameler deur die pragtigste deel van die koninkryk sal laat deurtrek, maar binne enkele dae sal hy verbreek word, maar nie deur toorn of deur oorlog nie. Interessant. OK? Vers 21. Daarna sal 'n veragtelike in sy plek optree, op wie geen koninklike waardigheid gelê was nie, maar hy sal onverwags kom met die liste van die koninkryk sal hy bemagtig. Nou kan ons maar raai wie's dit. Dis nie koninklik nie, dis nie Charles nie. Maar nou kan dit enige iemand wees. Moenie Harare nou waar weggooi nie. Hy's 'n Jood, maar hy haat hulle. Hy haat God. Hy's 'n totale uitgesproke ateïs. Alraai. En die leers van die instromende mag sal voor hom weggespoel en verbreek word, en ook die vors van die verbond. Dis al wat hulle nou doen oor die hele wêreld. Trump is besig om met elke land 'n verbond aan te gaan. Syrië het klaar teen dit gegaan. Hamas het teen dit gegaan. Iran het teen dit gegaan. En Trump gaan ongelukkig agter op sy eie woord. Want hy sê, ek sit hierdie sanksies in, ek hef dit, en dan gaan hy dan draai dit om en sê nee, dit is nie meer daar nie. OK, so hy's op 'n two-minded besigheid, maar hy trek die gelde in. Want ek sien die regering van Amerika het hom nou belet om hierdie gewellige sanksies in te stel. Die Hooggeregshof het dit gedoen. So by the way, gepraat van dit, Engeland se premier is nou 'n moslim, en die hoofregter is die week aangestel in Engeland, moslim vrou. Nou julle weet wat dit beteken, jou wette gaan, met ander woorde God se wet, gaan uit die konstitusie uitgaan, en hulle wet word ingebring. Fyn, né? Vers 23 sê, want sodra bondgenootskap met hom aangegaan is, pleeg hy bedrog. Dit kan nie wees nie. En hy sal omhoog kom met min manskappe, sal hy sterk word. Bedrog, ons tyd, nooit. Liewe Vader, almal pleeg bedrog. Ek dink
Ons land is redelik 'n sterk voorloper. Die Here alleen weet waar hulle die geld kry, maar hulle kry dit. Onthou net, dis jou belastinggeld, hoor. Raak maar saam met my kwaad daaroor. Goed, dan, vers 24, onverwags en in die vetste dele van die provinsie sal hy inkom, en hy sal doen wat sy grootvaders nie gedoen het nie. Roof, byt, goed sal hy onder hulle uitstrooi, en teen vestingsplanne beraam, maar net vir 'n tyd. Hier kom nou 'n baie interessante ding. Israel gaan in 'n baie veilige omgewing dink. Dis van wie hy praat. Hulle is veilig. Op hierdie stadium maak hulle baie staat op die dou, maar hulle is nog nie by die plek waar hulle op God staat maak. So hulle gaan baie veilig voel, en dan gaan hulle inkom daar, en hulle gaan die wreedste goed kom doen. Nou kan jy maar gaan kyk wat staan in Haggai, gaan kyk wat staan in Hosea, gaan kyk wat staan in Sefanja, gaan kyk die wreedste goed wat gaan kom oor die wêreld. Goed, en hy sal sy krag en sy hart opwek teen die koning van die suide met 'n groot leer, en die koning van die suide sal hom in die oorlog begewe met 'n groot en baie sterk leer, maar hy sal nie standhou nie, want hulle sal planne teen hom beraam. Het julle gesien waarmee beklei Israel op hierdie stadium? Hulle het sulke groot beam. Wat noem 'n mens daai goed? Hy skiet so straal uit. Nie meer bomme nie. Laser. Ons oupas en oumas draai in hulle grafte om, want ons het gesukkel met 'n haal die patroon uit. Die arme voortrekkers. Vrouens moes nog die patrone laai op. Kyk, waar is ons? Waar is ons? Right. En die wat sy spys eet, sal hom te gronde rig, en sy leer sal wegvloei, en daar sal baie gesneuweldes lê. Nou, ouens, dink net wat het nou gebeur hierdie laaste 2-3 weke. Met al hierdie vergaderings wat Trump by was, Elon Musk was by, Elon Musk is nou klaar met die Withuis, 134 dae, en hy het nou gesê, nee, maar hy breek nie sy bande nie, maar hy het 'n blou oog, ek weet nie weet hom geklits nie. Maar weet julle wat is hy op hierdie stadium? Hy's besig om 3 Starlinks 'n week in die hemel op te stuur, in die hemelruim. Wat is dit? Informasie. Net om informasie. Hy het gepraat van 60.000. Nee, ek jok, skus. 60 Starlinks 'n week wat hy nou wil in die lug sit. Met ander woorde, hierdie hele netwerk oor die wêreld gaan alles van ons beheer. Die anti-kris moet opstaan. Die chip moet kom. Alright. En wat die 2 konings betref, hulle hart sal wees, vers 27, hulle hart sal wees om kwaad te doen, en aan een tafel sal hulle leuen spreek, maar dit sal nie geluk nie, want die einde sal eers op die vasgestelde tyd wees. So wat het hulle nou gedoen? Hulle het in die beste plekke geëet, die mooiste plekke, die duurste plekke. Ek praat van Dubai, ek praat van waar hulle al hierdie vergaderings daar in die ooste gehad het. Wat het hulle gedoen? Hulle het geëet, hulle het gekuier, hulle het verbonde gemaak, maar nie een van daai ouens is betroubaar nie. Trump het gistermôre het hy op die nuus gesê, ek is deur God gestuur as 'n gesant om saam met Israel te staan, en ek stem saam. Maar ek is net bang Trump word Jehu wat teruggaan op sy ou pad. Daarvoor is ek baie bang. Want die woord sê wat was sal weer wees. Alright, so vanmôre praat ek met jou, geloof word gebore uit vrees. Het is maklik om te sê ek glo. Glo in God, glo in Christus, glo in die Heilige Gees. Maar jy sien hom nie. Het is maklik om te sê glo. Maar jy sien, jy moet hom nie net glo nie, jy moet hom ken. Jy moet hom ken. Right. So, Matteus 14 kom, hy sê daar in vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. Vers 23 sê, nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid, en toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Vers 24 sê, die skei was al in die middel van die see getuister deur die golwe, want die wind was
teen hulle. Kind van God, die wêreld steun jou. As die wêreld nie teen jou is nie, is hy vir jou. As die wêreld vir jou is jy 'n vriend van die wêreld. Alright. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom al wandel hulle nou op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel. Ontstel, dis nou 'n mooi woordjie hier, en hulle sê, dit is 'n spook. Maar hier kom die moeilikheid. Toe skreeu hulle van vrees. Hulle is ontstel. Wat kom dan? Dit is 'n spook. Hier is 'n spook, ou. Glo jy in spooke? Jy het nog nooit 'n spook gesien nie. Hulle skreeu van die vrees. Maar hoor wat sê hy, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek, sê, hou goeie moed, dis ek. Moenie vrees nie. OK? En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. As dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Alright, Petrus klim uit die boot. Ek wil vir julle vanmôre sê, nie vol bravade nie. Hy's bang. Hy sê, dis 'n spook. Die Here sê, is nie 'n spookie. Was jy al so bang? Hier sit 'n klomp heiliges vanmôre. Ek was al vrek bang. Maar wat gebeur as jy bang is? Daar skop 'n ding in by jou. Nou sê Petrus eintlik die domste ding. As dit U is, laat ek op die water kom. Ek glo nie hy besef wat hy sê nie. Wat is wat vrees doen? Jy moet dit regtig eens, sê ek moet na U toe kom. Hy sê kom. OK. Volg die storie mooi asseblief. Jy sien, bravade, vrees, dryf hom om te doen wat nie gedoen kan word nie. Maar hieruit word geloof gebore. So, as ek vanmôre vir jou 'n keuse kan gee, en vir jou sê, kies, 'n seker dood, of 'n mal keuse. Wat gaan ons almal kies? ‘n mal keuse. Ek vir jou sê, as jy kan weet, jy gaan die volgende minuut dood, of ek gaan jou 'n mal keuse, gaan jy sê, gee my 'n mal keuse. Dis deel van vrees. OK? Jou geloofsdade word baie selde uit 'n kalm besinning gebore. Onthou net 'n bietjie. Petrus het sy beste gegee, maar sy beste was nie genoeg. Sy beste. OK? Moses het 'n see voor hom en 'n vyand agter hom. Hy kon die Israeliete of laat swem of veg. Hulle kon nie veg nie. Ek dink nie hulle kon swem nie, hulle kom uit die woestyn uit. So wat het Moses oor? Hy het een opsie. Hy moet sy stok opsteek. Hy moet daai stok vat en hy moet hom opsteek, laat daai water kan wyk. Naaman kom en die profeet sê vir hom, ek gee nou vir jou mediese raad. Nee, gaan spring in die vuilste water 7 keer. En hy ruk hom op. Hier's ander riviere met skoon water. Nou moet ek in hierdie vuil water gaan spring. Maar desperaatheid sê, OK, ek is kwaad, natuurlik is ek kwaad. Die profeet kom sê dit nie is self vir my nie, sy diensknegt kom sê vir my, gaan spring in die, weet hy dan nie wie's ek nie? God weet wie's jy vanmôre. Is op vir hoogmoed. OK? Paulus, wonderlike, hy het die wet bemeester. Hy het die stelsel bemeester. Hy het teen die stelsel ingegaan. Hy het gesê, na 'n ontmoeting met die Here het,
Ek gaan nie meer deur wettisisme beheer word. Ek gaan oor na genade toe. Is jy in genade vanmôre? O, Here, help ons. Die gemeente in Jerusalem het geweet, hulle het nie 'n kans om Petrus uit die tronk te kry nie. Julle het daai verhaal mooi gelees. Hulle kom by mekaar, Petrus in die tronk, en hulle bid. Waar is hulle? Hulle is toegesluit in 'n boefretrek. Vrees. Hulle is bang vir die owerhede. Right, nou bid hulle. Jy moet vir Petrus uitkom. Petrus kom uit, die tronkdele gaan oop, hy kom by die deur, hy klop in die deur, Roda kom, sy sê, sy hardloop terug, sy maak die deur oop, hey, Petrus is by die deur, wat sê hulle? Iets mal. Hoekom bid jy, ou? Hoekom bid jy? As jy bid en jy wil nie antwoord en hoekom bid jy? Ons bid, Here, jy moet vir Petrus uitkom. Hier kom die meisie, sy sê Petrus staan by die deur, hulle sê, jy's mal, dit kan nie gebeur nie. Vrees. Vrees het 'n ongelooflike invloed op hierdie wêreld waarin ons lewe. Jy sien, Petrus is bewus van twee feite. Hy gaan ondergaan, maar Jesus staan regop. En hy weet waar hy eerder graag wil wees. So daar's niks verkeerd met die reaksie nie. Geloof wat met vrees begin, sal nader aan God eindig. Right. So, daar's 'n vrees wat in ons tyd, volgens God se woord, 'n ongelooflike maai gaan inbring oor die wêreld heen. Jesus het gesê in die laaste dae gaan die mense aan hulle harte beswyk as gevolg van vrees. So, hoekom het ek al hierdie goed genoem van die eindgebeure? Hoekom het ek gewaarsku? Hoekom bly ek sê hierdie goed kom? Die oorlog in ons land is nie meer ver nie, want die ding van die Khoisas en die kleerlinge wat met uit die Kaap uit, is 'n nagmerrie, ouens. Dis 'n nagmerrie. Jy het faksies van die Zulus en die Khoisas. Hier kom jou moeilikheid. Die kleerlinge, ek het baie goeie vriende onder hulle. Maar boetie, daai manne kan beklei. Daai manne kan beklei. Maar hulle het 'n eerbaarheid want hulle staan ook vir hulle trots. Hulle is ook trots op hulle taal. Alright, so ons het vrees vir die dood, vrees vir mislukking, vrees vir eensaamheid, vrees vir vermorste lewe, vrees om God nie te ken nie. Kom ons gaan gou weer na Matteus 14:28 toe. En Petrus antwoord hom, sê, Here, as dit U is, beveel my om op na U toe te kom. Wie is jou God? Sê jy ook vir hom, as dit U is? Het jy die onderskeiding? Het jy die gees van God? Sodat wanneer hy praat, hoor jy hom. Wanneer hy praat, weet jy, dis hy. Maar jy sien, vrees maak vir Petrus nog baie onseker, as dit U is. En het hy hier gewen? Nee, nog glad nie. Hy het nog later Jesus verraai. Na Jesus verraai het hy weer eens sy rug amper op Jesus gedraai, hy gevang vis. Hy sê, ek het niks meer om te doen nie, weet julle wat? Hy's dood. Ek gaan maar vis vang. As dit U is. As jy sy stem ken, gaan jy weet dis hy. En die geheim is, jy moet hom ken. Jy moet nie van hom weet nie. Daar's 'n groot verskil. Daar's 'n baie groot verskil. Hy toets Jesus nie, Petrus pleit. As hy nie 'n spook is nie, as hy nie 'n spook is nie. Jy sien, vrees maak dat ons desperaat na God begin roep. Dan kom die probleem, baie keer as ons in ons nood na God roep, en hy antwoord, dan sit ons hom weer in die boksie. As ek weer die stoffer hier langs die pad sien en die ou verkoop aan hom, dan ja, ek moet hom gaan afstof.
En dis wat te veel mense doen. In jou nood, in jou angs, in jou vrees, roep jy na God, en hy's altyd uniek. Altyd. Hy kom deur. Hy kom deur. Hy kom deur. Maar dan gaan sit ons hom weer op die rakkie, soos die idol. Daai afgod daar op jou showpiece, of jou showmantle, of wat ook al, daai kachelgoedjies, julle weet mos. Alright. Geloof word nie gebore om 'n onderhandelingstafel nie. Geloof is nie 'n beloning aan die mees geleerde mense nie. Geloof is vir 'n dood-eenvoudige visserman wat net glo. Net onvoorwaardelik glo. Geloof is nie 'n titel wat aan die godsdienstiges gegee word nie. Efesiërs kom, hy sê in hoofstuk 2. Hy sê daar in vers 8. Want uit genade is julle gered deur die geloof. Hoor wat sê hy? En dit nie uit julleself nie, dis die gawe van God. Uit genade is julle gered. Kom nou weg van die wet af. Jy kan niks doen nie. Jy moet net glo. Jy moet God vra, maak hierdie geloof in my net 'n groter saad. Laat hierdie saad net groei. Laat u woord net in my 'n boom word. Sodat ek die Heilige Gees, Bruce het dit so mooi gesê in hierdie aanbieding van hom, die laaste een nou, waar hy gesê het, 2 minutes, hy sê, dan vra hy die Heilige Gees net om op te, hy sê in 2 minute. Dan sê ek, ja Here, regtig, party dae is dit 2 dae, 2 weke, nie altyd so maklik soos 2 minute nie. Maar onthou, dit is die inwonende Gees van God in jou. Dis hy wat inkom en opstaan en wat jou en my onverskrokke maak in die koninkryk van die Here. Dan sê hy in vers 9, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Sien julle wat gebeur met Petrus? Hy het net die boot gespring en sê, ek gaan op die water loop nie. Hy het sê, as dit U is, sê vir my ek moet kom. En die woord sê, kom. Presies dieselfde, nie uit jou werke nie, dat jy nie kan roem nie. Ek en jy kan nooit groot wees in wie ons is. Ons kan nooit groot in onsself wees, omdat ons so vreeslik onverskrokke glo nie. Want die Here stoot net daai een toetsie voor jy, en dan kom jy agter, ek is toe nie so sterk nie. Hoekom nie? Want ek het op myself staat gemaak, ouens. Alright, Paulus sê hy duidelik, God se genade is die grootste krag in jou en my verlossing. En verlossing is God se skielike, kalmerende teenwoordigheid in ons storm. En dan besef ek en jy soos Petrus, ek stink, maar Jesus staan. My oog is gefestig. Mislukkings word vergewe. Maar geloof in God vat sy plek. Ons gaan weer na Matteus 14 vers 30 toe. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, help my. Alright, so wat is daar? Hier is hierdie ongelooflike storm, dis hierdie winde, dis golwe, dis wolke, dis reën, dis donderweer. Onthou die duiwel is kwaad, hy wil verwoes, hy wil juis hulle verwoes. En God laat toe soos Job, dat hulle deur hierdie storm moet gaan. Want God sê, ek gaan julle uit genade red, dat julle geloof in my onverskrokke word. Alright? So, al hierdie winde is daar, dis winde van hoogmoed, winde van trots, winde van wettisisme, en jy wil altyd jou deel doen. Winde van twyfel. Winde van, is ek goed genoeg? Nou is 'n groot storie. Ek kan nou van julle vanmôre hier by julle name uitroep. Is ek goed genoeg? Nie een van ons is nie. Nie een nie. Jesus het gesê, niemand is goed nie, behalwe God. Jesus het God verhef, hy het gesê, hy is goed. Hy het nie eers homself ingesluit nie. Hy het nie gesê, ons is goed nie. Hy het gesê, net God is goed.
En as jy by daai plek aankom in jou lewe, gaan jou geloof opspring. Want niks wat jy doen, niks kan God beïndruk nie. Absoluut niks. En dit is my interessant vers 31, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom jy getwyfel? Net dit. Wat sê hy vanmôre vir jou en vir my? As hy vir my moet sê, o, jou groot gelowige man, sal ek sê, o, Here, nee, u maak nou een vreeslike fout. Maar God maak nie foute nie, so hy gaan dit nie vir jou sê nie. Hy gaan vanmôre vir jou en vir my sê, klein gelowige. Jy sien, jy kan vandag 'n ding wen, jy kan vandag in 'n oorwinning kom, jy kan vandag 'n baie groot oorwinning behaal. En jou gevaar is, kyk wat het ek gedoen. Dis jou gevaar, want die volgende dag jy vang. Glo my. Hoekom? Want jy van die eer is God se, jy mag nie. Nooit. Jy moet God altyd die eer gee, dan sal jy in jou oorwinning kom. En dan sê hy, ek wil gou vir julle iets lees wat ek gelees het uit 'n boek, ek sluit hiermee af. Vir my so baie mooi. Hy praat van 'n verhaal van 'n ander man wat ook in 'n storm was. Hy sê albei het bestaan gemaak uit die see, albei het hulle verlosser na 'n stryd van 9 ure in 'n storm ontmoet. Albei het die Vader in vrees en hom daarna in geloof gevolg. Albei het hulle skeite agtergelaat en verkondigers van die waarheid geword. Petrus en die ou wat hy nou van praat is John. Hy het vandat hy 11 jaar oud was op die see gewerk. Sy pa was 'n Engelse skeepskaptein en hy het hom goed opgelei vir die lewe in die koninklike vloot. Maar hy het geweier om hom te onderwerp aan dissipline en toe raak hy bietjie wild en hy gaan op 20 jarige ouderdom gaan hy Afrika toe waar hy geïnteresseerd geraak het in die lonende slawehandel, geld. Toe hy 21 jaar oud was, het hy sy bestaan gemaak op die Greyhound. Dis 'n slaweskip wat die Atlantiese Oseaan deurkruis het. Nou, John het 'n hoë morele standaard bespot en hy het 'n grap gemaak van die godsdienstiges. Hy het selfs die spot gedryf met 'n boek genaamd The Imitation of Christ. Hy sê om die waarheid te sê, 'n paar uur voordat sy skip in 'n ewige storm binne gegaan het, het hy nog die boek afgekraak. En daardie nag, toe kom die wolke, toe kom die winde, toe kom die golwe. En hy as 'n baie groot kennis gehad van masjinerie, hulle sê hy het vir 9 ure, baie interessant, het hy gespartel om daai boot te red. En hy kon dit nie doen nie. En weet julle wat sê hy? Toe hy alles neergegooi het, het hy gepleit, vrees, angs. As dit dan nie gaan help nie. Hoor wat sê hy? Mag God ons almal genadig wees. Van 'n totale ateïs. Niks werk nie. Vrees kom in. Hy sê, mag God ons genadig wees. Jy sien, hy het geweet van hom en hy het hom verwerp. En daarom sê hy, John het nooit God se genade vergeet, wat daardie stormagtige nag aan hom betoon is nie. Hy het teruggekeer Engeland toe, waar hy 'n komponis geword het, sy slawehandelaar liedjie wat geskryf het, John Newton, was Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Amazing Grace. Dis al wat hom gered het. Paulus sê dit. God se genade. God se genade. Ek wil net afsluit. Hulle sê byna 50 jaar lank het hy voor volkerke getuig van die verhaal van die verlosser wat hom in sy storm tegemoet gekom het. 'n jaar of wat voor sy dood het mense by hom aangedring om op te hou preek omdat sy oë begin ingee het. Wat het hy geprotesteer? Sal die ou lasteraar uit Afrika
ophou terwyl hy nog kan praat. Hy wou nie ophou nie, hy kon nie ophou nie. Dit wat begin het as 'n gebed uit vrees gebore het, uitgeloop op 'n leeftyd van geloof. Aan die einde het hy gesê, my geheue is feitelik weg. Maar hy het gesê, ek onthou 2 dinge. Ek is 'n groot sondaar en Jesus is die groot verlosser. En dis al wat hy van homself kon sê. En wat meer hoef ek en jy vanmôre te onthou? 2 verhale, 2 vissermanne, saamgebind deur een verlosser, een God, wat deur die hel of deur storm sal gaan, om 'n hand uit te steek, na 'n hand wat hom roep. Wat moet kind van God vanmôre vrees? Net een ding. Spreuke 9 vers 10 sê vir jou, dis die enigste vrees by 'n kind van God, ooit, die beginsel van die wysheid, is die vrees van die Here. En kennis van die Heilige maak jou super slim. Jy's in 'n ander league. En ek wil vanmôre vra, ek het dit baie sterk in my gees ervaar en Toby het dit bevestig hier agter in die bidkamer. Ek wil 'n uitnodiging maak. Ek wil vanmôre vir jou vra. Enige vrees. Ouens, ek gee nie om wat dit is nie. Of jy bang is vir jou vrou. Of jy bang is vir jou man. En of jy bang is vir die tokkelossie onder die bed. Enige vrees. Ek sluit wyd vandag. Jou vrees vir 'n spinnekop. Moet hom nie sukkel met hom nie, vat net 'n blik doen. Enige vrees wat tussen jou en God staan. Weet julle wat is die grootste geheim? Liefie, gaan gou vir my daar na Matteus 14 toe. Daar by die laaste verse, vers 33. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. Jy sien, as jy hierdie ontmoeting met hom het, waarlik, U is. Wat sê God vir Moses? Ek is. Hier kom hulle val voor hom neer, hulle kom aanbid hom, hulle sê U is. As jy by daai plek kom, sal jy nooit weer vrees in jou lewe hê. Nooit weer nie. Al kom die oormag, al kom wat ook al, ek het vrede, want God het my. Kom ons sluit die oë. Ek wil vanmôre regtig vir jou die uitnodiging oopmaak, as jy vanmôre sê, bid vir my, ek wil nie weet wat jou vrees is nie, ons gaan net hierdie vrese vanmôre afsny. Vrees vir mislukking, vrees vir nie goed genoeg nie, vrees vir wat ook al. Die duiwel is die initieerder van vrees. God sê, my volmaakte liefde dryf die vrees uit. Laat vanmôre toe, laat God se volmaakte liefde inkom. Deur jou spoel, oor jou spoel, en dat daai liefde, soos 'n stroomwater, die vrees wegspoel. Dis jou keuse. Nou nie kyk wie's banger as jy nie. Doen dit. Stap jy in jou geloof uit vanmôre. As daar enigiemand is, voor ons nagmaal gaan gebruik, asseblief,